ons die kinders mag wees. Dankie Here dat ons met ons alles voor u voete kan kom sit, met ons seer stikkend, met ons verkeerd. Want u het gesterf. U het ons nuut kom maak. Here, ons is mense, ons maak droog. En ons is jammer, Here. Maar Here, dankie dat u nooit opgee op ons nie. En help ons om te luister en te hoor wat u vir ons wil sê. Want Here, u wil net die beste vir ons hê. En u is die een persoon in hierdie hele heelal wat ons maar kan vertrou en wat ons voor kan luister. Dankie Here vir u liefde en u genade. Amen. Kom ons lees Romeine 5 van vers 12 af. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het of op dieselfde manier as waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens tot die oordeel gevolg, en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot 'n veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid is ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid en een mens sondaars geword het, is so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortreding nog nie meer te maak nie. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus, ons Here. Ons lees tot sover. Sorry, ek sien ek het te ver gelees. So hier is hierdie twee kontraste, nee, die twee mense, Adam en Jesus. So dood en lewe. So dit word voorgestel deur hierdie twee mense. Adam was die eerste mens wat God gemaak het. En die amazing ding is, God het nie vir Adam gemaak om sonde te doen nie. Hy is gemaak met soveel sorg, soveel liefde. God het gekyk na hom en hy het gesê, dis baie goed. Hy is so opgewonde. God het hom so geweldig lief gehad. En hulle was veronderstel om vir ewig saam met God in hierdie paradys wat hy gemaak het, in hierdie tuin te leef, gelukkig, geliefd. Hulle moes net gehoorsaam gewees het en net van een boom nie geëet het nie, nee? So God het ons gemaak om vir ewig saam met hom te lewe. Dis hoe hy ons gemaak het, dis hoe hy ons aan mekaar gesit het. Hy het ons gemaak om die wêreld op te pas, maar hy het ons gemaak om saam met hom te lewe, vir ewig.
So God het die hele tyd vir hulle gaan kuier, elke dag, en hulle het saam met God gelewe. Maar Adam en Eva laat hulle toe verlei en hulle word bekend oor die hele geskiedenis heen as die mense wat dood en verwoesting by die wêreld ingebring het. Lyding verduur, ons moet lyding verduur as gevolg van al die goed wat ons aangevang het en wat ons aan onsself ook doen. Ons gaan deur verskriklike goed. Ons doen dit aan mekaar, ons doen dit aan onsself, ons doen dit aan die wêreld wat God aan ons toevertrou het. En soos ons almal weet, kan God en sonde nie by mekaar wees nie, so God moes hulle uit die tuin van Eden uitgeskop het, want God en sonde, God is regverdig. Ons kan nie by God wees met ons sonde nie. Maar die punt is, God het ons nooit gemaak om dood te gaan nie. Dit was nie die doel nie. Die God het ons gemaak om vir ewig saam met hom te leef. Dit is ons wat gekies het om te verwoes. Dit is ons wat gekies het om eerder vir iemand anders te luister. Dit is ons wat gekies het om te dink ons weet beter. En as mens dan nou na die geskiedenis kyk, dan is die amazing ding dat ten spyte van die feit dat ons nooit luister nie, ek kan nie eers sê partykeer nie luister nie, ons luister amper nooit nie, as mens nou die Bybel ook lees, nie? Ons is altyd slimmer, ons wil altyd ons eie ding doen, en dan kom God nog altyd, en hy roep ons terug, en hy sê, my kind moet nie dit doen nie, hoekom doen jy dit aan jouself, hoekom doen jy dit aan mekaar, hoekom doen jy dit aan hierdie wêreld, kom terug na my toe. En hy het ook altyd plan gemaak om met mense te praat, aan mense te verskyn, profete, en vir hulle te sê, julle is besig met die verkeerde goed, kom terug na my toe, reinig julle self, kom na my toe, ek wil julle lewe gee, ek wil vir julle 'n nuwe lewe gee, ek wil hê, julle moet saam met my weet wat dit beteken om voluit te lewe. Want dit is hoekom Israel ook daar was, hy het hierdie volk geskep, en om vir die wêreld te kom vertel, om vir die wêreld te kom wys, maar as julle saam met my lewe, kan dit soveel anders wees. En dis hoekom hy die wette ingestel het vir hierdie volk, en vir hulle kom wys het, maar dis wat dit beteken om saam met my te lewe. Maar dit het nie so goed gewerk nie, want die Israeliete was ook ongehoorsaam. Hulle het ook gedoen wat hulle wou. Hulle het ook mekaar verwoes die heeltyd. En dan kom God en hy sê, ek's lief vir jou, kom terug. Ek's lief vir jou, ek wil nie hê jy moet jouself verwoes nie. Ek's lief vir jou, ek wil nie hê jy moet die wêreld en die ander mense so verwoes nie. Kom terug na my toe. God kom nog altyd en hy kom terug. En hy wil ons uit die sonde uitkom haal. Want God is lief vir ons. So op die einde, toe stuur God 'n tweede mens. Hy stuur weer 'n mens, 'n perfekte mens. 'n mens wat nie sonde doen nie. 'n mens wat vir ons kom wys het dat dit is moontlik om sonder sonde voluit saam met God te kan lewe en dat dit die ideaal is van ware lewe. Hy stuur vir Jesus Christus. Ekskuus, ek is nou mooi koers van daai olie. God sê ek stuur hom. Die perfekte weergawe van mens wees. En hy laat toe dat hierdie perfekte weergawe van mens wees vir ons sondes kom sterf. Want ons kan nie. Ons kan nie. Want ons bly vol sonde, ons bly verkeerd doen, ons bly teruggaan na ons ou goeders. Ons bly vasgevang wees met hierdie siklus. God kom en hy sê, ek sal 'n ander plan maak. In plaas van dat ons net van die aardappel af laat verdwyn en net 'n nuwe mens maak en net sê, ek is nou klaar met ons. Ek probeer iets nuuts. Kom God en sê, maar ek gaan julle help
om by my uit te kom. Nie omdat hy ons nodig het nie, maar omdat hy lief is vir ons. 'n Mens vol sonde kan net vir hulle self sterf, nee? Want hulle betaal vir hulle eie sondes. 'n Mens sonder sonde kan vir iemand anders sterf. En dit is wat Jesus kom doen het. Jesus was sonder sonde en hy het aan daai kruis gehang vir jou en vir my. Ek verduidelik dit altyd, as jy die prentjie al ken, dan is ek jammer, jy gaan hom nou hoor. So, as God hier staan en ons is hierso, ons kan nie by God uitkom nie, want God is regverdig en die oomblik as ons nader aan God beweeg, dan disintegreer ons, want God is regverdig en hy straf sonde en ons sonde is deel van ons DNA partykeer. Nee, dit is deel van ons DNA. So ons disintegreer ook as ons naby God kom. So ons kan nie by God kom nie. Wat het Jesus gedoen? Hy het tussen my en God kom staan. So as ek naby aan God kom, dan staan Jesus tussen my en dan sien God vir Jesus raak. En dan kan ons by God kom. En dis wat Jesus kom doen het. Hy is die tussenganger, hy het dit vir ons kom moontlik maak, dat as God na ons kyk, en ons het Jesus se pakkie, wat Jesus vir ons kom gee het, gevat het, en myne gemaak het, kan ek vir ewig saam met God wees. Kan ons sê, dood, waar is jou angel? Dan kan ons sê, ons kan weer vir ewig saam met God leef, en dan word die dood, fisies hier op aarde, net 'n oorgang. Dan is dit nie, ek gaan heeltemal dood nie. As jy kind van God is, lewe jy vir ewig saam met God. Dit is die belofte wat God vir ons kom te gee het. Jesus kom en hy sê, hy is ook versoek, vir al daai 40 dae in die woestyn, waar sy basiese behoeftes om te kan oorleef, weggevat is, en die Satan die hele tyd vir hom kom versoek het. En hy gesê het, ek vertrou eerder vir God. Hy sê nee, waar Adam en Eva ja gesê het. Hy het ook geworstel met oorlewing. Dit was vir hom ook moeilik in die lewe. Mense het hom ook gespot en uitgeskuif en 'n klomp goed met hom gedoen wat sy lewe regtig bedreig het. Maar hy het altyd gesê, ek vertrou vir God. Hy was ons voorbeeld. Hy is ons voorbeeld. En hy het vir ons kom sê, maar saam met God kan ons anders kies. God sal sorg. So hierdie kontraste in hierdie stuk, tussen Adam teenoor Jesus. 2 nuwe beginne, 2 heeltemal 'n nuwe uitkomste. Die een bring sonde in die wêreld in, die ander een bring genade en sê, ja, julle is vol sonde, maar ek het vir julle oplossing. Mens wees teenoor God wees. Is net God wat dit regtig kon doen. Dood teenoor lewe, verval teenoor herstel. Daar waar Jesus is daar herstel. Daar waar ons goed sonder Jesus probeer doen, voet goed uit mekaar uit, nê? Maak ons droog, verwoes ons mekaar. Mense sonder God verwoes, mense saam met God bring lewe. As jy God se liefde in hierdie lewe uitstraal, daar waar jy is in jou lewe, bring jy herstel in mense se harte. Jy maak nuut, want God werk deur jou. Adam se gedrag lei tot die verval van 'n hele menswees. Jesus se gedrag lei tot die opbou van 'n hele menswees. Elkeen kan kies om dit te vat. Op aarde, tussen al die gemors, sê God, ek is by jou. Maar nie net nou nie, tot in alle ewigheid. Jy sal weer vir ewig saam met my lewe. Dit is moontlik. Jy kan weer wees soos wat ek jou gemaak het van die begin af om te wees. So as sal ons word, maar saam met God kan ons vir ewig lewe, gelukkig en ten volle. So op hierdie eerste Sondag van lydenstyd, onthou ons, raak ons diep bewus van ons foute, van ons dinge. Want as ons nie kan herken nie, kan ons dit nie hanteer nie. As ons nie kan sê, ek voel kwaad nie, kan jy nie die kwaad hanteer nie. As jy nie kan sê, ek voel bang nie,
is dit baie moeilik om daai bang, daai vrees in die gesig te staar. God het ons emosies vir ons gemaak om ons te help en ons te ondersteun. Dis nie iets wat sleg is in jou lewe nie. En die Here sê, stap die pad saam met my. Moenie dit probeer alleen doen nie, doen dit saam met my. Ek is hier vir jou. Hy weet ook, jy is op reis in die lewe. En miskien word jy geroep in hierdie seisoen om te weet dat jy kan, want God is by jou. Jy kan jou seer, jou skaamte, jou sondes in die gesig staar en gesond word. Want Jesus Christus het dit vir jou kom moontlik maak. So mag jy jou worstel bære in God, in die God van die heelal. Mag jy jou wortels diep inplant in hom en sê en weet, hy is by jou. Mag jy in hierdie tyd van lyding waar ons binne in onsself worstel en saam met God hierdie baie diep innige pad stap, mag jy genesing ervaar. Want Jesus het dit vir jou gedoen. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te kan wees. Dankie dat ons op U kan vertrou. Here, U is net so groot en so almagtig. En dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het, dat daar lewe kan wees op hierdie aarde. Dat U dit vir ons moontlik gemaak het, dat U liefde deel van ons lewe mag wees. Dankie dat ons nooit op ons lydenspad alleen hoef te wees nie. Dankie dat ons altyd kan weet, maar U verstaan ons seer en ons lyden, ons pyn, ons sonde, U ken dit. En U sê, ek is lief vir jou. Ek gaan jou nie los nie. Dankie, Here. Dankie dat ons regtig op U kan vertrou. En dankie dat U vir ons 'n nuwe lewe kom gee het. Dat ons identiteit nie meer sonde hoef te wees nie. Maar dat ons identiteit en wie ons is in U kan vestig.